Tafel is uwe. Dankie. Baie dankie Dominee Jakes. Vriende, kom ons word net 'n oomblik stil voor die Here. Here, stuur u lig en u waarheid, laat die ons lei en bring na u heilige berg en na u woninge. Gemeente, genade, vrede en barmhartigheid van God ons hemelse Vader en van Jesus Christus, sy eniggebore seun, word aan u geskenk en mag dit ook ryklik vermenigvuldig word deur die kragvolle werkinge van die Heilige Gees van God. Amen. Nou, liewe broeders en susters, dit is dan vanaand vir my weer 'n groot voorreg om die woord aan u te bedien en ek hoop dat u uitsien na die woord om deur die Here aangeraak te word. Nou môre aand gaan ek met u praat oor die laaste dag op aarde. Wat gaan daardie dag gebeur wanneer die horlosie uiteindelik sy laaste keer op aarde gaan tik? So môre aand, as die Here wil, dan gaan ons daardie onderwerp hanteer. Ons het nou reeds vir mekaar gesê, ons leef in hierdie teenwoordige tyd. Ons het ook vir mekaar gesê, daar is mense wat sê, hulle glo nie in die wegraping nie, of aan die wegraping nie. Hulle dink nie mooi wat hulle sê nie. Want as jy in die opstanding glo, dan glo jy aan die wegraping. Vir die eenvoudige rede, hierdie boodskap van die wegraping handel oor die opstanding. As daar nie 'n wegraping is nie, dan is daar nie 'n opstanding nie. Dis so eenvoudig soos dit. Die opstanding, die wat gesterf het, gaan saam met die wat in die lewe oorbly, die Here tegemoet in die lig. Dis nie 'n vreemde boodskap nie, dis die boodskap van die opstanding. Baie keer sê mense vir my, hulle glo nie in die wegraping nie, dan sê ek vir hulle, ek gaan nou vir jou verduidelik dat jy glo in die wegraping, en as jy klaar gehoor het wat ek sê, dan gaan jy sê, o ja, jy glo dit, maar jy glo eintlik iets anders nie. So praat ek met iemand, en hy sê, hy glo nie in die wegraping nie, ek sê, gaan almal dood wees wanneer die opstanding plaasvind? Nee, sê hy, almal gaan nie dood wees wanneer die opstanding plaasvind nie. Nou, hoe gaan ons saam met die wat gesterf het, ewe skielik by die Here uitkom? Nee, ons gaan weggeneem word om by hom te wees. O, ja, nee, hy glo, dis die wegraping, maar hy glo nie, toe sê ek, wow, ek het nou net vir jou gesê, jy gaan sê, jy glo nie in iets anders nie. Toe sê, ja, wat is dit? Toe sê ek, jy glo nie dat die wegraping voor die groot verdrukking is nie. Toe sê, ja, dis eintlik dit wat hy bedoel. Toe sê ek, maar moenie dan sê jy glo nie in die wegraping nie. Mense sê sommer net, hulle glo nie in die wegraping nie. Maar eintlik waarmee hulle verskil, is hulle glo nie dat die wegraping voor die groot verdrukking gaan wees nie. Hulle glo dat die kinders van die Here gaan deur die groot verdrukking beweeg, en dan hier gaan ons opgaan en net weer afkom. My probleem met dit is, in die hemel, terwyl daar op die aarde groot verdrukking is, wie sing 'n nuwe lied in die hemel? Wat sing hulle in Openbaring 5 vers 9? U is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak, en dan sluit hierdie lied af, want u het ons gekoop uit elke volk, stam, taal en nasie. Waar sing hulle daai lied? In die hemel. Hoe het hulle daar gekom? Dis terwyl die groot verdrukking op aarde in aanvang gaan neem. U sien, dit maak nie sin om te sê, nee, ons gaan op en dan gaan ons dadelik af nie. Vir die tweede rede, want gaan kyk jy nou na Openbaring hoofstuk 19, wat 'n beskrywing gee vanaf vers 11, van die wederkoms van die Here Jesus. Wat gebeur in Openbaring 1, Openbaring 19, vers 1 tot 10. Wat gebeur daar? Die bruilof van die lam. Waar is die bruilof van die lam? In die hemel. Hoe die bruid daar gekom? Is weggeneem om daar te wees. En dan na die bruilof van die lam, wat gebeur dan? Dan vind die wederkoms plaas. So, jy kan nie sê ons gaan op die Here tegemoet in die lig en dan gaan ons af nie. Waar maak jy dan ruimte vir die bruilof van die lam en vir die beloning by die bema? Twee hemelse aktiwiteite wat net kan wees as die bruid voor die groot verdrukking weggeneem is. Dis nou nog punte by. Onthou, ek het al reeds vir u gesê, 1 Tessalonisense 1 vers 10 sê, Jesus wat ons van die toekomstige toorn verlos.
1 Tessalonisense 5 vers 9 wat sê dat ons nie bestem is vir die toren nie, maar om die saligheid te verkry. Die woord saligheid word baie keer sinoniem gebruik met die verlossing van die liggaam, daardie oomblik as die Here ons gaan kom haal. Die saligheid, Petrus praat byvoorbeeld van die salige hoop wat ons het. Dit verwys na die oomblik wanneer die Here Jesus ons gaan kom haal. Die vroeë kerkvaders het geglo dat die wegraping, die opstanding gaan plaasvind voor die tydperk van groot verdrukking. Daar's nog baie ander redes wat ek vir u kan gee. Byvoorbeeld die 70ste week van Daniël het betrekking op die volk Israel. Nou is daar mense wat sê, ja, maar die anti-kris gaan oorlog voer teen die heiliges. Nou as die kerk dan weggeneem is, hoe is dit moontlik dat hy oorlog voer teen die heiliges? Daai heiliges verwys na die volk Israel. Dit is die konteks van die 70 seventalle van Daniël, want Daniël 10 vers 14 sê dit het betrekking op die volk Israel. Julle sal byvoorbeeld op hierdie kaart sien, daar staan Jode en hulle gaan binne in die groot verdrukking in. Hoekom? Want hulle het nog nie die Here Jesus aanvaar as hulle verlosser en saligmaker nie. Hulle gaan nie saam by hierdie opstanding nie. Daar aan die einde sal u sien word die grafte weer geopen. Dit is waarna Daniël 12 vers 2 verwys. Aan die einde van hierdie groot verdrukking, dan sal die wat hier gered word en die Jode wat daarin gaan, sal hulle aan die einde van die groot verdrukking opstaan. Die volk Israel. Nou lees jy byvoorbeeld in Matteus 24, dat as hierdie dae nie verkort is terwille van die uitverkorenes nie. Nou sal hulle sien, daar is die kerk, daar is die uitverkorenes. Jy sien net die kerk in die groot verdrukking as jy glo in die vervangingsteologie. Die vervangingsteologie is hier die leerstelling wat sê, die volk Israel het nie meer 'n eskatologiese plan, of God het nie meer 'n plan met hulle nie. Jy vervang nou Israel met die kerk. So nou lees jy oral waar daar praat van die heiliges, van die uitverkorenes, nou lees jy die kerk heeltyd daar binne. Nie die kerk nie. In hierdie tydperk van groot verdrukking gaan die Here Jesus 144.000 verseël. En wie is hierdie 144? Wat sê Openbaring 7? Wie is hulle? Israeliete, Jode. So dis hierdie uitverkorenes, hierdie wat verseël gaan word en baie van hulle daar gaan 'n nasionale bekering plaasvind in die middel van die groot verdrukking. Nou onthou ek het gesê môre aand gaan ek vir u vertel van daai 1260 dae wat Openbaring 12 vers 6 sê, maar Daniël sê in Daniël 12 vers 11 1290 dae. Is dit nie 'n fout in die Bybel nie? So môre aand, dit het juis betrekking op die middel van die groot verdrukking. Dan gaan ek vir u die antwoord gee, hoekom is daar hierdie twee getalle en is dit dalk nie 'n fout in die Bybel nie? Inteendeel, daar's 'n derde getal van 1335 dae. Maar wanneer die Here Jesus teruggekeer het met sy wederkoms, en ek gaan ook vir u die antwoord gee van wanneer gaan die Here Jesus se koninkryk op aarde wees, want dit het ook iets te doen met daai getalle wat ek môre aand vir u gaan gee. Maar ek gaan nou maar net terwille van die verduideliking aangaan. Ons leef in hierdie tydperk wat die kerk is. Die kerk gaan weggeneem word vir twee hemelse aktiwiteite, die beloning by die bema, die bruilof van die lam, en dan gaan ons terugkeer. Die wegraping is nie 'n vreemde boodskap nie, dis die boodskap van die opstanding wat gaan plaasvind voor hierdie tydperk van groot verdrukking. En dan aan die einde van hierdie groot verdrukking, 7 jaar van verdrukking, gaan die Here Jesus se wederkoms plaasvind, en dan gaan die Here Jesus sy koninkryk op aarde kom vestig. Laat u wil geskied, laat u koninkryk kom, soos in die hemel, net so ook op die aarde. As jy nou mooi gaan kyk na daai lied wat gesing word in Openbaring 5, u is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak, dan sluit daai lied af in vers 10, en ons sal as konings op aarde regeer. Ons sal regeer op aarde. Dis net iemand wat glo dat die koninkryk van God op aarde sal wees wat daai lied kan sing. Want nou moet julle onthou, hier is dit waar eskatologie beteken die studie oor die laaste dinge. Hier is dit nou oor die koninkryk van God waar eskatologie verdeel in twee paaie. Nie regtig oor die wegraping nie, maar oor die 1000-jarige vrederyk. Dis hier waar dit in twee, jy kry Giliaste en dan kry jy 'n Antigilias. Nou Antigilias
is nie 'n tannie wat daar in Vryburg in die Noord-Kaap bly Antigilias nie. Antigilias beteken jy is teen, jy staan teenoor 1000. Gilioi is die Grieks vir 1000. Jy's 'n Gilias wat glo aan 'n 1000-jarige vrederyk, of jy's 'n anti-Gilias wat glo dat daar nie 'n 1000-jarige vrederyk sal wees nie, dat die vrederyk is maar, die koninkryk van God is maar net 'n geestelike koninkryk. Nou gaan julle verbaas wees as ek vir julle sê, dat die meeste kerke glo die koninkryk van God is net 'n geestelike koninkryk. Ek sê dit nou nie om teenoor hulle te staan nie, maar jou gereformeerde kerke glo dat die koninkryk van God net 'n geestelike koninkryk is. Daar's baie gereformeerdes in die 3 susterkerke en so meer wat in 'n letterlike koninkryk glo, maar hulle leerstelling is 'n geestelike koninkryk. Met ander woorde, daar gaan geen fisiese koninkryk wees nie, hulle is anti-Giliasties. Ons is Giliasties. Ons verkondig nie 'n nuwe leer nie. Die Giliastiese leer is die ou leer. Dis professor Johan Heinz wat die synodes beweeg het daai tyd om anti-Giliasties te wees. Ek het die navorsing, professor Johan Malan het baie van daai navorsing ook gedoen. Hulle het anti-Giliasties gedraai. Nou ek kan nou nie in op al die detail daarvan nie, dan gaan ek julle tot middernag hou en ek het nie Paulus se gawe om van julle lewendig te bid as julle uit julle stoele uitval, mors dood nie. En ek gaan nou nie dit doen nie. Maar die kort en die lang is, die vroeë kerkvaders het geglo. Iemand soos byvoorbeeld Irenaeus, wat 'n student was van Polycarpus, wat 'n student was van Johannes, wat die boek Openbaring geskryf het, het in hulle geskrifte geskryf dat daar 'n 1000-jarige vrederyk sal wees. Dit is toe die Pax Romana, die vrede onder Rome aangebreek het, wat Constantijn met sy teken en alles gesien het, dis toe dat hulle anti-Giliasties gedraai het, en 1000 jaar later, toe wag hulle vir die einde van die wêreld om te kom in die donker middeleeue, want toe het hulle gedink, dis die vrede van Rome, en dis nie die ware vrede wat aangebreek het nie, en toe het hulle anti-Giliasties gedraai om te sê, dis maar net 'n figuurlike koninkryk. Luister man, as jy glo die koninkryk van God is maar net figuurlik, dis maar net 'n geestelike koninkryk in jou kop, dan is jy nie anders as die ou apostels wat glo die hemel is ook maar net in jou kop nie. Laat ek sommer nou reguit vir jou sê. Die koninkryk van God is nie net in jou kop, 'n geestelike koninkryk nie. Môre gaan ek vir jou wys, dis 'n letterlike koninkryk wat die Here Jesus op aarde sy koninkryk gaan kom oprig. So môre net so vinnig ietsie daaroor sê, alhoewel dit nie die boodskap is waaroor ons met mekaar gaan praat oor die laaste dag op aarde nie. Hoe weet ons die koninkryk van God is 'n letterlike koninkryk? Wel, die profetiese verwagting was wat? Wat wou hulle met Jesus gedoen het? Hulle wou hom met geweld koning maak. Dit sê vir my, dat hulle die profetiese woord aangaande die Messias as wat verstaan het? Letterlik. Hy moet letterlik 'n koning wees. Het Jesus ooit die feit dat hulle hom wou koning maak van die hand gewys? Nee, nooit nie. Wat het hy gesê? Eers moet die Messias lei. Daai woord eers is baie belangrik. Hy het gesê as hy terug gaan kom met sy tweede koms, dan gaan hy sy koninkryk vestig. Ek gaan dit môre aan vir u wys. So die profetiese verwagting was dat hy letterlik koninkryk moet wees. Ek meen, nadat die disippels vir 3,5 jaar saam met die Here Jesus gewandel het, nou kan jy gaan lees in Handelinge 1. Vers 6, vers 7, vers 8, dan sien jy daar, Handelinge 1, vers 6, 7, of 5, eintlik 6, 7, 8, dan gaan jy sien, nadat die Here Jesus met hulle gewandel het, vra hulle vir die Here Jesus, gaan u in hierdie dae die koninkryk vir Israel weer oprig? Ek meen die Here Jesus het nie vir hulle gesê, luister kerels, vir 3,5 jaar stap ek nou al saam met julle, verstaan julle nie dat hierdie sommer maar net 'n ou, is net 'n geestelike koninkryk nie? Nee, hulle vra vir hom nog steeds, gaan u in hierdie dae nou, hulle het nog steeds hierdie verwagting, dat dit 'n letterlike koninkryk sal wees. Jesus is nooit van die hand gewys nie. Hy het net gesê, die tye en die geleenthede kom julle nie toe nie, en dan ken julle baie goed die vers 8, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees. Daar sê hy nou vir hulle opdrag. Maar môre gaan ek vir u wys dat Jesus reguit gesê het, met sy tweede koms gaan hy letterlik op aarde die koning wees. Daar's baie ander bewyse wat ons het om te sê dis 'n letterlike koninkryk. Maar vanaand wil ek hê jy moet die Bybel saam met my oopmaak by Psalm 2, dan gaan ons kyk wat gebeur hier aan die einde van die groot verdrukking. Waar gaan die anti-Christ tot sy einde kom? Ons het Sondagoggend gesê, ons gaan praat oor waar gaan hy uiteindelik tot sy einde kom. Dit is wat
ons vanaand gaan hanteer as ons gaan saam lees uit Psalm 2. Waarom woel die nasies en bedink die volke nietige dinge? Die konings van die aarde staan gereed en die vorste hou saam raad teen die Here en teen sy gesalfde en sê, laat ons hulle bande stikkend ruk en hulle toue van ons afwerp. Hy wat in die hemel woon lag, die Here spot met hulle. Dan sal hy hulle aanspreek in sy toorn en in sy grimmigheid sal hy hulle verskrik. Ek tog het my koning gesalf oor Sion, my heilige berg. Ek wil vertel van die besluit. Die Here het aan my gesê, u is my seun, vandag het ek self u gegenereer. Eis van my en ek wil nasies gee as u erfdeel en die eindes van die aarde as u besitting. U sal hulle verpletter met 'n ysterstaf. U sal hulle stikkend slaan soos 'n erdepot. Wees dan nou verstandig, o konings, laat julle waarsku oor regters van die aarde, dien die Here met vrees en juig met bewing. Kus die seun dat hy nie toornig word en julle op die weg vergaan nie, want gou kan sy toorn ontvlam. Welgeluksalig is almal wat by hom skuil. Ons lees net hierdie pragtige Psalm. Voordat ons gaan saam bid, wil ek net vinnig iets vir u verduidelik dat u hierdie Psalm beter verstaan. En in hierdie Psalm is daar 'n dialoog. Jy sien, daar word gepraat deur God die Vader, en dan word daar gepraat deur God die Seun. Daar is observasies wat gemaak word, daar is stemme wat kommunikeer in hierdie Psalm. Jy sal byvoorbeeld sien, daar word gepraat van hy wat in die hemel woon lag, die Here spot met hulle, en dan sal hy, dis nou die Here, hulle aanspreek in sy toorn en in sy grimmigheid. Nou is God die Vader aan die woord in vers 6, wanneer hy sê, ek tog het my koning gesalf oor Sion, my heilige berg. Dis God die Vader wat sê, hy het sy gesalfde, die woord gesalfde wat jy nou vind in vers 2, teen die Here en teen sy gesalfde, die woord gesalfde in Afrikaans is in Hebreeus Messias, in Grieks is dit Christus, so hier staan teen die Here en teen sy Christus, of teen sy Messias. So die Vader het die Messias gekies, en die vorste van die aarde hou saam raad teen die Here en teen sy Messias. Hulle wil hulle bande stukkend ruk, maar nou sê God die Vader, ek het hom gekies oor Sion, en nou gaan die Seun weer antwoord in vers 7, ek wil vertel van die besluit. Hoor nou is God die Seun aan die woord, en hy sê in vers 7, die Here het aan my gesê, kan jy sien, dis nou die Vader wat aan die Seun sê, u is my seun, vandag het ek self u gegenereer. Nou sê die hoof van getuies, ja sien, Jesus is 'n skepsel, want God het hom gegenereer. Dis nie wat daai woord genereer beteken nie. Daai woord genereer beteken beëdig of bevestig. Dit verwys na die opstanding uit die dood. Ek gee my seël op my Messias deur hom uit die dood uit op te wek. Dis wat daai woord gegenereer beteken. Uit die dood uit lewend gemaak, gegenereer. Die Seun sê, God maak sy keuse op hom, hy is gegenereer. Nou hoor, dis die Seun wat nou sê, omdat hy sy lewe afgelê het, hoor wat sê vers 8, eis van my, soms sê mense, ja, jy moet van die Here eis wat jy wil hê, want Psalm 2 vers 8 sê, eis van my, nee, dis God die Seun, wat sê, God die Vader het vir hom gesê, eis van my, en ek wil nasies gee as u erfdeel en die eindes van die aarde, as u besitting. Nou is daar weer 'n ander stem wat sê, u sal hulle verpletter met 'n ysterstaf, u sal hulle stukkend slaan soos 'n erdepot. So dis hoe jy Psalm 2 verstaan, as jy sien wie is aan die woord en wie is besig om te praat. Maar voordat ons verder gaan, kom ons word net stil voor die Here.
Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanaand weer die kans het om rondom u woord te verkeer. U woord is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard. Dit dring deur, dit maak skeiding in ons harte, in ons siele. Dit is 'n beoordelaar van die oorlegginge, van die gedagtes van ons hart. Dit sny weg wat nie by ons hoort nie. Maar dit bring ook heling as die vuil weggesny word. En Here, so kom u woord na ons toe in hierdie dae, en daar is ook balsem om ons wonde te heel. Die vreugde, welgeluksalig is almal wat by hom skuil. Die vreugde wat ons het om te weet dat ons welkom is in die skaduwee van die Allerhoogste. Dat sy arms wyd oor ons uitgesprei is om ons op te trek en lewe te gee. Ons bid nou, Here, dat u vanaand met ons sal wees wanneer ons u woord gaan verkondig en die woord gaan aanhoor. Verkoop ons deur u woord en Here, raak ons aan deur die werking van u Heilige Gees. Ons bid dit met danksegging in die naam van Jesus. Amen. Ek het nou gedog, ek het hierdie rekenaar reg gekry voor die tyd. Ek wil 2 verse kombineer. Een in die Ou Testament en een in die Nuwe Testament as 'n vertrekpunt tot vanaand se boodskap. Die een is Psalm 2 vers 2 en die ander een is Openbaring 16 vers 16. En Psalm 2 vers 2 sê, die konings van die aarde staan gereed en die vorste hou saam raad teen die Here en teen sy gesalfde. En hulle het hulle versamel op die plek wat in Hebreëus genoem word Armageddon. Dit is Openbaring 16 vers 16. Die konings van die aarde staan gereed. En die vorste hou saam raad teen die Here en teen sy gesalfde. En hulle het hulle versamel op die plek wat in Hebreëus genoem word Armageddon. Die konings, die vorste wat in rebellie kom teen God. Nou ek weet nie of u kan onthou nie, as ek saam met my ouma noot vir noot gekyk het, toe Johan Stemmet nog met sy pragtige onderbaadjies gepronk het op die televisie, dan aan die einde van noot vir noot, dan was daar 30.005 in 'n ry. Man, dit was spanningsvolle oomblikke. 30.005 in 'n ry, as die 30 sekondes so afspeel en 5 liedjies moet geïdentifiseer word, en natuurlik kyk ons of ons dit vinniger as hulle kan sê. En soos daardie sekondes afspeel en die note word gegee, Johan daar agter sy klavier, hy druk nog net 'n noot, dan probeer ons die liedjies identifiseer, en hoe vinniger hulle die liedjies identifiseer, wel, hoe vinniger die klok stop, hoe meer geld kry hulle om aan die einde 'n groot som geld bymekaar te maak. Dit was spanningsvolle oomblikke. Wanneer jy hierdie toneel besigtig, jy luister fyn of jy daai note kan hoor, of miskien 'n spanningsvolle oomblik het jy al beleef, soos in die 1995 rugby wêreldbeker. Dis Durban, semifinale, en Suid-Afrika speel teen Frankryk. Man, dit reën katte en honde. Durban is papnat, dis 'n moddermoeras, julle kan onthou. En daai tyd was daar nog nie 'n time-out gewees nie. Nee, hulle het beseringstyd toegelaat. Die horlosie het geloop en dan was daar sekere beseringstyd wat aan die einde van die wedstryd toegelaat is. En Benazzi dryf oor om 'n 3 te druk. Hy sê hy het 'n 3 gedruk, maar die 3 word nie toegestaan nie. En Suid-Afrika wen die wedstryd. Ons beweeg deur na die finale toe om teen die All Blacks te speel op Ellis Park. Dit was spanningsvolle oomblikke. Of ek onthou 'n cricketwedstryd in die laaste bulbeer teen Wes-Indië. Shaal Langeveld hardloop in om te bul en hy bul 'n hat-trick in die laaste bulbeer teen die Wes-Indiese eilande en ons wen die wedstryd. Hierdie spanningsvolle oomblikke, so op 'n mespunt, as jy soos ek is, dan begin my hande te sweet.
Ek skuif so nader na die punt van die stoel toe en niks moet nou my aandag aftrek nie. Kyk vandag met die 2020 cricket, probeer hulle hierdie naalbyt oomblikke nou vir jou nog meer intens maak. Wanneer jy so kyk, dis net 'n paar balbeurte wat afgevuur gaan word en 'n paar lopies wat nodig is. Dis verskriklik. Kan ons ooit Lance Kluster en Alan Donald vergeet? In die 1999 cricket Wêreldbeker. Ja, en toe moes hulle mos nou net daarna 'n advertensie vir die Toyota Corolla maak, always look on the bright side of life, vlei die twee dit in die kar. Kan julle dit onthou? Dit, as jy hierdie sport so beleef, dis spanningsvolle oomblikke. Nou weet ek nie of jy dit al beleef het nie, wanneer jy nou so stip kyk en jy wil nie 'n oomblik mis nie, dan blaf die honde. En die honde blaf onbedaarlik. En nou wil jy of jou vrou of jou man of die kinders nie bes gee nie. Nie van julle wil nou hierdie oomblik mis nie. Die honde blaf onbedaarlik. Uiteindelik gluur julle so na mekaar. Jy is nou maar die een wat breek. Jy's vlieg op, jy gooi die gordyne oop en jy vra, wat gaan nou met die honde aan? Dit, my liewe broeders en susters, is Psalm 2. Dis kompleet asof die vensters van die hemel oopgegooi word en die vraag vanuit die hemel word geobserveer, waarom woel die nasies? En bedink die volke nietige dinge. Dan kom hierdie observasie uit die hemel uit en nou word daar gesien wat gebeur. Die konings van die aarde staan gereed. En die vorste hou saam raad teen die Here en teen sy gesalfde. Daar word uit die hemel uit neergekyk en gesien dat daar 'n groot rebellie is. Wanneer die wêreldmagte bymekaar kom, die konings en die vorste hou saam raad teen God. My liewe broeders en susters, dit is die hoogtepunt van mense rebellie om uiteindelik tot daardie punt te kom van onafhanklikheid, selfstandigheid. Wanneer die mens sê, laat ons hulle bande van ons stukkend ruk en hulle toue van ons afwerp. Dit is in die hart van die mens, van die begin af. Dit het die duiwel die mens aangebied om vry te wees van God, om los te wees van God. Julle sal soos God wees as julle van hierdie vrug eet. God weet dat as julle van dit eet, julle soos hy sal wees, en dit het vir die mens aanloklik gelyk. Dit is wat die mens nog altyd wou gehad het, om los te wees, om vry te wees, om te doen wat hulle wil, en dit gaan 'n hoogtepunt bereik by Armageddon, wanneer die konings van die aarde en die vorste saamkom, om teen God in opstand te kom. Aan die einde van 'n tydperk van groot verdrukking wat hierdie aarde gaan beleef, met 'n wêreldleier wat ons die Antichrist noem, wanneer hy die konings gaan versamel vir hierdie groot dag van oorlog. Kyk, ons ken veldslae. Ons lees van Spioenkop, ons lees van Magersfontein. Ons lees geweldige slae wat daar al in die geskiedenis was. Hulle sê by Stalingrad daar tot in die Tweede Wêreldoorlog tot 1,5 miljoen mense hulle lewe verloor het. By die slag van Berlin tot 1,3 miljoen mense hulle lewe verloor het in oorlog. Maar daar kom 'n stryd veel groter as wat hierdie wêreld nog ooit gesien het. Want hierdie botsing wat sal plaasvind, is 'n kop-aan-kop botsing tussen God en mens, tussen heilig en onheilig, tussen rein en onrein, tussen Christus en Antichrist, by die slag van Armageddon, wanneer die wêreldse weermagte bymekaar gaan kom om teen God oorlog te voer. My liewe broeders en susters, dit is in die hart van die mens nog al die jare. Om weg te doen met God, om vry te kom van God, dis in die hart van die mens nog altyd gewees. Daarom dat die mens vandag nog probeer om weg te doen met God. Hy word uit die parlement uitgedryf, hy word uit die skole uitverban. Want die mens wil vrykom van God. Daar is selfs nou bewegings, en u ken dit, wat die skepper uit die skepping wil uithaal. Nou sê hulle, ons kom van
een of ander kosmiese ontploffing, een of ander oerknal in die verlede. En ons kom nou vanuit niks. Nou het ons ontwikkel vanuit hoendersop en nou is ons hier. Kan jy glo dat mense sulke dinge glo? Ons het uit een of ander kosmiese sop uit ontwikkel. My pa sê altyd, man, ons kom nie van bobbejane nie, maar as jy hierdie snert glo, dan is dit duidelik dat jy 'n bobbejaan word. Dis die oorsprong om weg te doen met God, om vry te kom van God, los te breek. Dis wat die duiwel die mens aangebied het. Jy moet tog nooit dink, ai, maar dis dan 'n geweldige straf vir die eet van 'n vrug. En God dompel die mens in hierdie geweldige ongeluk as gevolg van hulle het maar net ou vrug geëet. Luister, dit was 'n berekende keuse wat hulle gemaak het. Dit was nie sommer net die neem van 'n vrug nie. Dit was om te glo die duiwel praat die waarheid en God praat 'n leuen. Dit was om te glo die duiwel is die lig en God is die duisternis. Want God is net 'n pretbederwer. God wil ons weghou van ons ware potensiaal en die duiwel wil ons uitbring by ons ware potensiaal. En dit is wat sommige mense vandag nog verkondig. Hulle trek 'n geestelike baadjie, 'n godsdienstige baadjie aan en hulle vertel vir mense, jy kan soos God wees. Dit is die boodskap van die duiwel, wat vandag oor TBN en op ander plekke verkondig word, jy kan soos God wees. Dis 'n leuen. Dis wat die duiwel die mens aanbied. Maar dit sal nie geduld word nie, want hy wat in die hemel woon, kyk, hy sien, wanneer hierdie wêreldmagte uiteindelik hulle opgang gaan maak. Psalm 2 vers 1 sê, waarom woel die nasies en bedink die volke nietige dinge, die konings van die aarde staan gereed en die vorste hou saam raad. Let op, hier word gepraat van nasies en vorste en konings en volke. By hierdie groot oorlog wat gaan aanbreek aan die einde van die dae, net voor Jesus se wederkoms, ons praat van 'n oorlog wat gaan plaasvind. Gaan daar weermagte kom uit die ooste. Openbaring 16 vers 12 sê, en die 6de engel het sy skaal uitgegooi op die groot rivier die Eufrat en sy water het opgedroog, sodat die pad van die konings wat van die ooste afkom reggemaak kon word. Groot weermagte wat van die ooste uitkom en hy hoor hulle getal in Openbaring hoofstuk 9. Dit is 'n getal van 200 miljoen soldate. Nou is daar mense wat sê 200 miljoen soldate, maar dit is nie moontlik nie. Dit is moontlik. Daar is militêre kenners wat meen dat daar vandag al 400 miljoen soldate in die veld gestoot kan word. Geen wonder hulle het geglo die boek Openbaring was seker maar net geestelike taal nie. Want waar kan 'n weermag van 200 miljoen opruk vanuit die ooste? Daai tyd was daar nie eers 200 miljoen mense op aarde nie, maar ons lewe nou al verby 8.000 miljoen mense op aarde. In Afrikaans praat ons van 8 miljard mense. In Engels sal jy nou sê, meer as 8 biljoen, in Afrikaans 'n miljard, meer, ons is al besig op pad na 9.000 miljoen. Amper al by 9 miljard mense. Dis moontlik vanaand om sulke groot weermagte te sien, en dan beskryf hy vir ons hierdie weermagte vanuit die ooste. Hulle borsharnasse word gesien, hulle spoeg vuur uit hulle bekke uit, hy sien hierdie weermag van swavel, geel, blou en rooi, en daar hou ek vir u die militêre vlag van China voor. Hy sien hierdie kleure 2000 jaar gelede. En dat hulle vuur spoeg uit hulle bekke en met hulle sterte skade aanrig. Hy sien hierdie geweldige groot weermag vanuit die ooste. Dit kan baie ander lande wat ook oos lê, soos Irak en Iran en Indië, al die standlande, Pakistan, Afghanistan, Korea, Japan, al hierdie weermagte, dit kan dit ook insluit, maar hy sien die Chinese mag aanbeweeg in Openbaring hoofstuk 9. Daar is ook weermagte wat hy sien vanuit die suide en vanuit die noorde, in Daniël 11, wat 'n kort beskrywing gee van die 70ste week van Daniël, hierdie 7 jaar, in vers 40 skryf hy, vers 40 van Daniël 11, maar in die tyd van die einde sal die koning van die suide met hom in botsing kom,
En die koning van die noorde sal op hom afstorm met strydwaans en perderuiters en baie skepe, en hy sal daarmee in die land inkom en instroom en dit oorvloei. As jy gaan kyk van wat 'n land hy daar praat, dan gebruik hy die uitdrukking die pragtige land. Hy praat van die heilige land, hy praat van die land Israel, dat daarvan uit die noorde en vanuit die suide ook weermagte gaan instroom in die land, en hulle gaan by mekaar kom. O vyande van Israel, noord, Rusland en Turkye, vanuit die suide, Saudi-Arabië of Liberia of Egipte, ou vyande. Want dan lees ons iets baie indrukwekkend in Openbaring 16 vers 14, want dit is geeste van duiwels wat tekens doen, wat uitgaan na die konings van die aarde om die hele wêreld, om hulle te versamel vir die oorlog van daardie groot dag van die Almagtige. Duivels, demonies geïnspireerde weermagte wat optrek. En wat is hulle doel? Wat sê hulle in vers 3? Wat wil hierdie weermagte bereik? Hulle sê, laat ons hulle bande stikkend ruk. Laat ons hulle toue afwerp. As jy Sagaria 14 vers 12 lees, dan gaan jy sien, uiteindelik is dit die intensie van hierdie weermagte om van God ontslae te raak. U sien, want in die groot verdrukking gaan daar 'n volk tot bekering kom. 'n Volk wat vir eeue lank hulle Messias verwerp het, wat vir 'n kort tydjie die Antichrist aanvaar het, maar dan in die middel van die groot verdrukking gaan verwerp, hulle oë gaan oopgaan en hulle gaan sien dat Jesus nog altyd hulle verlosser en hulle saligmaker was, en daar gaan 'n nasionale bekering plaasvind. Dit is wat Romeine 11 vers 26 sê, dat 'n oorblyfsel gered gaan word. Dit is waarna Romeine 11 vers 1 verwys. Het God dan sy volk verstoot? Nee, stellig nie. Hy gaan hierdie volk, soos dit gaan met klei in die hand van die pottebakker, hy gaan hulle brei, hy gaan hulle in hierdie verdrukking inbring, en daar gaan hulle gepers word, totdat hulle oë oopgaan, en hulle gaan Jesus aanvaar as hulle verlosser en saligmaker, en hulle gaan gered word, en die Antichrist gaan sê, luister, genoeg is nou genoeg. Ons het nou genoeg van hierdie volk, en hulle gaan hulle en hulle God van die aardbodem wil afvee. Die plek van hierdie oorlog, vers 16 van Openbaring 16, en hulle het hulle versamel op die plek wat in Hebreëus genoem word Armageddon. Hierdie woord Armageddon beteken berg van ontmoeting. Dit is geleë in die sentrale deel van Israel, 88 km noord van Jerusalem en 16 km suidwes van Nasaret en 24 km oos van die Middellandse See. Dit is 'n plat reghoekige stuk aarde, 22,4 km breed en 64 km lank. Hierdie berg van ontmoeting, Armageddon, sluit in die vallei van Josafat, die vlakte van Megiddo en ook die vallei van Esdraelon. Toe Napoleon vanuit Frankryk uitbeweeg het om in die beloofde land in Israel om eintlik by Egipte uit te kom met van sy veldslae, het hy op 'n stadium hier verbygekom en sy tente opgeslaan by Armageddon, by hierdie plat stuk aarde. En van u wat die geskiedenis ken, weet dat Napoleon het dagboek gehou. En toe hy hier sy tente opgeslaan het, het hy genoteer dat dit blyk vir hom dat hierdie stuk aarde geskape is vir oorlog. In sy dagboek het hy geskryf dat hierdie plek lyk vir hom soos 'n plek waar daar 'n oorlog kan plaasvind van Bybelse proporsies. En dit het ook so gebeur in die Bybel. Ons lees byvoorbeeld in Rigters 4 en 5 dat Deborah en Barak die Kanaaniete hier verslaan het. Gideon het die Midianiete, julle onthou met hulle 300 man, dit was hier by Rigters hoofstuk 7. Die Filistyne het koning Saul hier verslaan in 1 Samuel 31. En hier gaan die weermagte hulle self versamel vir oorlog. Maar dan, my liewe broeders en susters, lees ons in Openbaring hoofstuk 16 dat die 6de skaal uitgegiet word, en wanneer die 6de skaal uitgegiet word hier aan die einde van die groot verdrukking, dan droog die water van die Eufratrivier op. Die Eufratrivier wat 'n natuurlike skeiding is tussen Israel en die ooste.
En hierdie water gaan opdroog, sodat die konings van die ooste af droogvoets kan deurkom. Daar is profeseë in Jesaja 11 vers 15, wat reeds sê dat die water van die Eufraat gaan opdroog, en dan sê vers 12 van Openbaring 16, en sy water het opgedroog, sodat die pad van die konings wat van die ooste afkom, reggemaak kon word. Hier nou, aan die einde van hierdie 7 jaar van groot verdrukking wat oor hierdie wêreld gaan kom, wat nog in die toekoms lê, gaan die militêre krag van hierdie wêreld uitgestal word, by Armageddon. Konings van die ooste, van die noorde en van die suide. As u wonder, hoekom nie van die weste nie? Wel, jy moet van die noorde en van die suide of van die ooste afkom, om by Israel uit te kom, die Mediterrane See lê van die weste kant. Van die noorde, van die suide en van die ooste kant, sak hulle op Israel toe. En hier pronk al die beste wapentuig. Ek sê, as jy gaan kyk, wat jy op die televisie sien, die helfte weet jy nie, wat die weermagte in hulle arsenale het nie. Jy weet nie van die tegnologie, wat hulle nog bære, wat hulle hier vir niemand wys nie, hulle kaarte is duister. Daar is tegnologie en wapentuig en artillerie, wat ons niks van weet nie. Maar hierdie dag sal dit uitgestal word, hierdie dag sal dit pronk, hierdie dag sal dit tentoongestel word, want hierdie dag is 'n dag van afrekening, wanneer hulle wil wegdoen met Israel, wil wegdoen met God. En nou as God uit die hemel uit observeer en hy sien hierdie weermagte, wat is sy observasie? Wat sê vers 5 wat ons gelees, vers 4 wat ons gelees het? Hy wat in die hemel woon, lag. Die Here spot met hulle. Maar dis duidelik dat die Here nie te lank lag nie, en nie te lank spot nie. Want in vers 5 kan 'n mens gewaar dat sy gelaatstrekke verander. Dat hy hulle dan sal aanspreek in sy toorn en in sy grimmigheid. Want dit is dan wanneer die sewende skaal uitgegiet gaan word. En wanneer die sewende skaal uitgegiet word in Openbaring 16 vers 17 tot 21, dan lees jy van die geweldige gevolge daarvan, 'n groot stem wat uitroep, dit is verby. Wanneer hierdie oordeel die wêreld gaan tref, gaan dit tot 'n einde kom met 'n geroep, met 'n stem wat sê, dit is verby. En dan gaan daar donderslae en weerligstrale gesien word. Dan is daar 'n groot aardbewing, soos Openbaring 16 dit beskryf, 'n aardbewing wat hierdie wêreld nog nooit gesien het nie. Stede gaan in mekaar tuimel en vernietig word. Dan word daar 'n beskrywing gegee in Openbaring hoofstuk 17 en 18 van Babylon wat val en die verwoesting van hierdie stede wat in 'n uur sy ondergang sal maak. 'n Beskrywing van die verwoesting en die verskriklike aanval wat dan geloods gaan word. Nadat hierdie stem vanuit die hemel uit weer galm het, dit is verby, word die aanval geloods van Armageddon, haalstene reën uit die hemel neer. Hoor wat sê Openbaring 16 vers 21, en groot haal, omtrent 'n talent swaar, het uit die hemel op die mense geval, en die mense het God gelaster oor die plaag van die haal, omdat sy plaag ontsettend groot was. Ja, in plaas daarvan dat hulle tot God bekeer, nee, hulle wil nie. In plaas daarvan vloek hulle ten hemel, hulle bal die vuis teen God, hulle weet dit kom van God af. En nietemin, hulle bekeer hulle nog steeds nie. Jy weet, God kom met goedheid na mens toe. Met sy goedertierenheid, met sy oop arms, en steeds wil hulle nie tot God bekeer nie. Hy kom met sy oordeel na hulle toe, en steeds wil hulle tot God nie bekeer nie. Hierdie haal verpletter hulle, dis 'n geweldige groot plaag, soos die Bybel dit sê, wat hulle tref. 'n Talent swaar, weet jy hoe swaar is dit? Dis 50 kilogram in gewig. Dink vir 'n oomblik hieraan. Haalstene, so sakkie sement wat op hulle reën. Geen wonder hulle vloek in hemel, geen wonder hulle laster teen God nie, want hierdie haal verpletter hulle, want wie kan teen God arm druk en dink jy kan wen? Wat help hulle artillerie, wat help dit, hulle blaas in hemel, dit beteken niks nie. Hierdie haalstene verpletter hulle. Weet jy wat vir my merkwaardig is? Die boek Job
is geskryf in die tyd van Abraham. Job en Abraham was waarskynlik tydsgenote. Hulle het in dieselfde tyd geleef. Abraham sou 'n seun gehad het, Isak. En Isak sou 'n seun gehad het, Jakob. Sy naam sou verander word na Israel. En Israel sou 12 seuns gehad het. Tyd sou verloop het. Nog voordat Israel 'n volk geword het, sê God aan 'n man in die tyd van Abraham, hoor wat sê God aan Job, in Job 38 vers 22 en 23. Het jy gekom by die skatkamers van sneeu, en het jy die skatkamers van haal gesien, wat ek opgespaar het vir die tyd van benoudheid, vir die dag van stryd en oorlog. Nog voordat Israel 'n volk geword het, het God geweet, daar gaan 'n dag kom, wanneer die wêreld in opstand gaan kom teen Israel, in opstand gaan kom teen die God van Israel, en hy spaar al haal op, van daardie dag af, maak hy haal bymekaar. Die slag van Armageddon, my liewe broeders en susters, sal iets wees soos wat daar in hierdie wêreld nog nooit gesien is nie. En nou blyk dit vir my, as ek Sagaria 14 vers 12 lees, soos hierdie haal op die nasies reën en hulle weermagte verpletter, blyk dit vir my dat hulle eie springstof gedetoneer word, hulle eie bomme gaan af, soos in die ou dae waar die swaard teen swaard gedraai word, soos hierdie haal hulle verpletter, begin hulle nou in paniekbevangenheid mekaar raak skiet en opblaas, want daar's konings van die noorde en van die suide en van die ooste, en hulle dink, hulle maak oorlog teen mekaar, en daar's verwarring, en dit lyk of hulle mekaar nou opblaas. Want hoor hoe beskryf Sagaria 14 vers 12, wat met iemand gebeur midde 'n atoombomontploffing. Hoor hierso, vers 12 van Sagaria 14, en dit sal die plaag wees, waarmee die Here al die volke sal tref, wat opgetrek het om teen Jerusalem te veg. Hoor nou, hy sal hulle vlees laat wegteer, terwyl hulle nog op hulle voete staan, en hulle oë sal wegteer in hulle holtes, en hulle tong wegteer in hulle mond. Dit is Sagaria 14 vers 4, wat 'n beskrywing gee van die wederkoms. En dis by die wederkoms van die Here Jesus, dat hierdie volke rondom Jerusalem versamel is. En dit is dan wat met hulle gaan gebeur. Hulle gaan nog op hulle voete staan, en hulle vlees gaan van hulle liggaam af wegteer, hulle oë uit hulle holtes en hulle tonge uit hulle mond uit. 'n Slag soos hierdie wêreld nog nooit gesien het nie, en dan hierdie haalstene is kompleet soos in antieke oorlogvoering, wat hulle die pyle vooraf afgetrek het, en dan daarna eers die perde of die infanterie ingestuur het, of soos die manne wat op die grens was weet, hulle het eers die mortiere oor jou kop geskiet, en dan het die infanterie ingegaan, hulle het eers voor die tyd bomwerpers gestuur, en so meer. Hierdie haal is nog nie eers die groot offensief nie. Hierdie haal is maar nog net die begin. Hulle vloek al klaar, hulle sal klaar verpletter, hulle sal klaar uit mekaar uitgeslaan, hulle sal klaar vernietig, en dit was nog nie eers die groot aanval nie. Miskien wil ek my voorstel, dat soos die laaste bomdreunings gehoor kan word oor die vlaktes van Megiddo, die vallei van Josafat, oor die berg van ontmoeting, die slag by Armageddon, miskien 'n laaste geleentheid wat jy kan hoor hoe dreun die bomme. Dan word dit stil. En dan, soos die weerlig uit die ooste uitslaan en tot in die weste skyn, dan, soos Matteus 24 vers 27 sê, dan vind die wederkoms van Jesus Christus plaas. Openbaring 19 vers 11 tot 16. Toe het ek die hemel geopend gesien, en daar was 'n wit perd, en hy wat daarop sit word genoem getrou en waaragtig, en hy oordeel en voer oorlog in geregtigheid.
En sy oë was soos 'n vuurvlam en op sy hoof was baie krone. En hy het 'n naam wat geskryf is wat niemand ken nie behalwe hy self. En hy was bekleed met 'n kleed wat in bloed gedoop was. En sy naam is die woord van God. En die leers in die hemel het hom gevolg op wit perde, bekleed met wit en rein fyn linne. En uit sy mond gaan daar 'n skerp swaard om die nasies daarmee te slaan. En hy sal hulle met 'n ysterstaf regeer en hy trap die parskyp van die wyn van die grimmigheid en van die toorn van God die Almagtige. En hy dra op sy kleed en op sy heup die naam wat geskryf is, die koning van die konings en die Here van die Here. Armageddon is nie 'n komeet wat hierdie wêreld gaan tref nie. Dit is 'n persoon. Sy naam is Jesus Christus. Wanneer hy kom, is sy kleed nie soos die kleur van sy perd nie. Sy perd is 'n wit perd, die ware vredevors. Maar sy kleed is in bloed gedoop, gebapta. Sy kleed is in bloed gedoop. Hoe is sy kleed in bloed gedoop? Waarom kom hy met so rooi gewaad? Waarom is sy gewaad so rooi? Dit is die profesie van Jesaja 63 vers 2 tot 4, wat die vraag vra, waarom is u gewaad so rooi? En die klere soos die een wat die wynpers trap. En dan kom die antwoord, ek het die pers alleen getrap, en van die volke was niemand by my nie. Ek het hulle getrap in my toorn, en hulle vertrap in my grimmigheid, sodat hulle lewenssap op my klere gespat, en ek my hele gewaad bevlek het. Want ons lees in hierdie teks, want wanneer hy terugkom, dan trap hy die parskyp van die wyn, van die grimmigheid, van die toorn van God die Almagtige. En die vraag vir my, is dit nie 'n bietjie erg nie? Dat die Here Jesus die nasies gaan vertrap onder sy voete, dat hulle bloed, dat hulle lewenssap in sy klere spat, dan sê ek vir u, was dit nie 'n bietjie erg? Toe hulle gesê het, laat sy bloed op ons en op ons kinders kom nie. Toe hulle uitgeroep het, weg met hom, kruisig hom, was dit nie 'n bietjie erg nie? Was dit nie 'n bietjie erg toe die nasies geleentheid gekry het om hulle tot God te bekeer en hulle die hand gewys het, die rug gedraai het op die liefde van God nie? Hulle kon gered word, maar hulle het nie. Hier was 'n katekesant wat een keer in sy finale jaar eksamen vir my geskryf het, God het 'n ontsnappingsroete gemaak. En ek onthou die woorde nog al die jare, hy het 'n ontsnappingsroete gemaak. Jy hoef nie onder God se oordeel te wees nie, jy hoef nie onder sy voete vertrap te word nie, daar is 'n ontsnappingsroete. Christus het dit moontlik gemaak, deur sy bloed te stort aan die kruis, maar as sy bloed nie aan jou hart is nie, dan sal jou bloed onder sy voete wees. Dit is jou verdiende loon, jy verdien dit. As jy so groot saligheid verontagsaam, so groot liefde wat bewys is, van die hand wys, sê ek soek dit nie. Sy kleed is in bloed gedoop, hy word gevolg deur die leers van die hemel. Daar gaan 'n swaard uit sy mond om die nasies daarmee te slaan, en hy het 'n ysterstaf in sy hand, het ons hier gelees, 'n ysterstaf. Ons het dit ook gelees in Psalm 2 in vers 9. U sal hulle verpletter met 'n ysterstaf, u sal hulle stukkend slaan soos 'n erdepot. En wat sal die uiteinde wees van hierdie geweldige groot slag? Daar sal 'n groot opruimingsoperasie plaasvind deur die voëls, deur die roofvoëls. Openbaring 19 vers 17 sê, en ek het een engel sien staan in die son, en hy het met 'n groot stem uitgeroep en vir die voëls gesê wat in die middel van die lug vlieg, kom hierheen en versamel julle tot die maaltyd van die groote God, dat julle kan eet die vlees van konings en die vlees van owerstes oor 1000 en die vlees van sterkes en die vlees van perde en van die wat daarop sit en vlees van almal, vrye mense, sowel as slawe, klein sowel as groot, 'n opruimingsoperasieplan waar die voëls, die roofvoëls gaan kom en die lyke gaan opeet.
Professor Johan Milan het navorsing gedoen, van u het al daarvan gehoor, die Israeli weermag het agtergekom, hulle verloor meer vliegtuig engines aan voëls, as gevolg eerder as vyandige militêre magte wat hulle vliegtuie afskiet. Hulle verloor meer engines aan voëls. Hulle het navorsing toe gedoen, die dokumentêr se naam is Flying with the Birds, en agtergekom dat die migrasiepatrone van die voëls wat vanuit Europa uitkom en wat in Afrika inbeweeg, soos ons hulle nou hoor, nou die dag die Piet my vrou gehoor of die Diedertjie gehoor, dan weet ons hulle het van Europa af aangekom. Maar daar's roofvoëls en hulle bottleneck oor Israel se grondgebied. Hulle vlieg nie oor die Mediterrane See nie, hulle vlieg ook nie oor die woestyngebiede nie, hulle vlieg oor die landgebied van Israel. Nou kom hulle in Afrika in, of hulle beweeg terug in Europa in, dan vlieg hulle vanuit Afrika, bottleneck weer oor Israel, en hulle gaan in Europa of in Asië in. Daar gaan 'n dag aanbreek. Wanneer die voëls, die roofvoëls, opgeroep gaan word, kom hierheen vir die maaltyd van die groote God. Dis die uiteinde van mense rebellie by die slag van Armageddon, die rebellie van die Antichrist. Daar sal 2 POW's wees, 2 prisoners of war. Openbaring 19 vers 20 sê vir ons wie's hulle, en die dier is gevange geneem, en saam met hom die valse profeet, en wat is hulle uiteinde? Lewend is die 2 gewerp in die vuurpoel wat met swavel brand. Dis die uiteinde van die Antichrist en van die valse profeet. Hulle is lewend geneem en in die poel van vuur gewerp. Dit sal so wees. Die res is gedood van hierdie rebellie. En die ander is gedood met die swaard wat uit sy mond gaan, van hom wat op die perd sit, en al die voëls is versadig van hulle vlees. Van hierdie weermag wat gaan optrek, 'n groot getal, soos hulle kom, soos die sand van die see, gaan hulle die land instroom, en hulle gaan geknak en gebreek word. Nou sluit Psalm 2 vers 12 af met die woorde: kus die seun, dat hy nie toornig word en julle op die weg vergaan nie, want gou kan sy toorn ontvlam. Maar dan, 3 maal gelukkig, wel geluksalig, is almal wat by hom skuil. Ons het 'n ou sonnaarskoolliedjie gesing, een deur, net maar een, 'n binnekant en 'n buitekant, aan watter kant is jy? Kus die seun, word met God versoen, kus die seun, gou kan sy toorn ontvlam. Dis nie nodig om onder sy toorn te wees nie. Jy kan veilig by hom wees. Jy moet kies aan watter kant is jy. Een deur, net maar een, 'n binnekant en 'n buitekant. Aan watter kant is jy? Jy kan die ontsnappingsroete volg. Jy kan dat die toorn van God oor jou bedaar, wanneer hy na jou kyk en die bloed van Jesus is in jou hart. Aangewend, toegepas, nie net kopkennis, ek weet dit nie, maar vereenselwig met die bloed van Jesus. Dit kan jou deel wees. Jy het nie nodig om aan die verloor kant te wees nie. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, hoe ryk is u genade nie, dat u hierdie dinge vir ons voor die tyd gesê het, nie om ons te veroordeel nie, maar juis dat ons gered kan word. O Here, maar hoe tragies is dit nie, dat net nadat die liefdesverklaring van Johannes 3 vers 16 gesê is, dan word daar gesê, dat u het nie in die wêreld gekom om die wêreld te oordeel nie. Maar dan word daar gesê, maar hulle kom nie na die lig nie. Die mense vlug, sodat hulle werke nie bestraf kan word nie. Hoe tragies is dit nie, dat wanneer die pleidooi uitgaan, wanneer die roepstem uitgaan, kom na my toe, dan sit mense en sê, nie nou nie. Miskien 'n volgende keer. Ag Here,
hoeveel genade bewys U nie. En ek bid vir iemand, dalk iemand wat regstreeks inluister, wat daar by die huis sit en weet, dis U wat met hulle praat. Dat hulle saak met U sal regmaak. Dankie vir die lighuis wat hier vanaand kon wees, wat in 'n donker wêreld inskyn, waar mense nog redding kan vind, redding van sonde. Ek bid vir iemand wat vanaand sê, Here, ek kom vanaand, net soos ek is. Amen.